weer teruggekeer, want daar was soveel dinge wat uitstaande was in daardie diens vir my. Een van hulle was die goeie samewerking van al die pastore. Daardie goeie gevoel van verwelkoming, so maklik op die platform om met die mense te werk, die siekes, hulle was almal eensgesind. En dan die mense wat in die gehoor was, hoe hulle vinnig gereageer het op die Gees, soos die Heilige Gees onder hulle sou beweeg. En ek het net gedink dat 3 klein aantjies soort van tekort was vir 'n goeie groep mense soos hierdie, en julle hartlike verwelkom vir my om terug te kom en weer saam met julle te bedien. Is dit beslis 'n voorreg vir my om hier te wees vanaand. En ek is baie bly oor baie dinge wat die Here vir ons gedoen het, vandat ek julle laas gesien het. En sodra miskien die eerste van die week, of miskien voor dit, wil ek graag een aand neem om iets te verduidelik wat die Here vir ons gedoen het. En ons verwag dat dit sal uitbreek in sy volheid gedurende hierdie diens. Gisterand is ek uitgenooi deur die predikersgroep en om 'n banketete saam met hulle te hê. By 'n kerk hier in die stad, en ons het beslis 'n goeie tyd van gemeenskap geniet. So 'n wonderlike tyd, eendragtig, een van hart, een doel, een ding, om Jesus Christus te verheerlik. En julle kom by mekaar, organiseer julle groepe en soorts met hierdie groot verwagting. Nou is dit tyd vir God om sy magtige hand te wys. En ek is net so seker as wat ek op hierdie platform staan, hy sal dit doen, want hy kan nie faal nie. Daar's net een ding wat God nie kan doen nie, en dis faal. Hy moet aan die werk wees. Hy moet elke belofte hou. Hy kan nie faal nie. Ons glo dit. So bid nou baie deur die ander oorblywende dele van die diens. Ek dink ek gaan die Christen sakemanne ook besoek by Madeira, glo ek. Of iewers hieronder in die onderste dele van Californië, of verder in die pad af as hierdie. Ek ken nie die rigtings nie en dinge hier rond te goed nie. En ek het gisteraan verstaan, ek dink Bertroy, dat ek by hulle sou besoek by een van die ontbyte, en ek weet nie of ek by een van hierdie hier gaan wees of nie. Hier, dit is net hier. Wel, dis goed. En ek is bly vir daardie geleentheid. Hierdie volle evangelie Christen sakemanne was een van my groot ondersteunings deur my in te neem om die doel te help vervul, wat ek glo die Here my gestuur het om te help doen. Wat was om die liggaam van Jesus Christus te verenig. Dis my doel om dit te doen. Dis wat in my hart is, om al God se kinders eendragtig en een van hart te sien, aanbeweeg. Dan glo ek wanneer dit plaasvind, die werk dan omtrent verby sal wees, die millennium sal begin, die wegrapping sal kom, en ons bid en waak beslis, wag vir daardie tyd. En soos ons die horlosie sien omtik, die tydhorlosie van God se horlosie, al die profesieë wat vervul word en reg voor ons staan, nou vir die komende Messias, is ons beslis gelukkige mense en behoort so te wees, want ons sien uit na die grootste gebeurtenis wat ooit in die hele menslike geskiedenis gebeur het of ooit sal. Die tweede koms van ons Here Jesus Christus, die Seun van God, om 'n kerk vir homself weg te raap en haar na homself toe te neem. Wat 'n wonderlike tyd sal dit wees. Daar's baie groot gebeurtenisse wat in die wêreld gebeur het, baie groot dinge, maar niks soos daardie nie. En nou let ons op dat selfs die natuur selfs uitroep vir daardie dag. Die natuur sug, alles blyk buite orde te wees, die son skyn nie soos dit altyd het nie. Wetenskap sê vir ons dat die wêreld soveel voet in die middel uitgebult is,
wat die oseaan vlakker in die middel en dieper na die Noordpool en Suidpool maak en wel. Daar's net niks nie. Die sterre is nie in hulle wentelbane soos hulle behoort te wees nie en alles blyk buite orde te wees. Dit wag alles sig vir daardie dag van volmaaktheid, wanneer ons Here Jesus sal kom en alles sal volmaak maak wat onvolmaak is. En selfs vir die kerk wat nou onvolmaak is, sal volmaak gemaak word. En die liefde en krag van Christus, selfs totdat die dood self nie meer enige mag oor die kerk sal hê nie. Hulle wat gesterf het langs die pad onder deur die wake, eerste, tweede, derde, vierde, vyfde, sesde en tot die sewende waak gesterf in afwagting het hiervoor. Hulle dood kan hulle nie verhinder om dit te geniet nie. Want die besein van God sal weer klink en die dooies in Christus sal eers opstaan. O, watter glorieryke tyd lewe ons in. Ek het dikwels gewonder, wat sou Paulus doen of Petrus op party van die apostels, as hulle uit hulle slaap kon ontwaak en na die aarde kyk. En die dinge sien wat die Heilige Gees deur hulle gespreek het in die dag van hulle vlees, en dit is sien gebeur. Hulle sou dag en nag skree van die straathoeke af en oral, maak gereed om God te ontmoet, want dis die ding waarvoor die kerk wag. En die wêreld natuurlik was altyd in sonde, dis al wat dit ken as sonde, en dit wag net om te sien wie die volgende president is, of een of ander nuwe filmster wat opkom, of nuwe televisieprogram of iets, maar ons wag vir die koms van die Here, dis reg. Hulle wat op hom wag, sal hulle krag hernie terwyl ons wag. Dis die belofte wat God ons gegee het en ons sien uit daarna. Ons krag wat hernie word dag na dag soos God vir ons sal voorsien. Nou, elke aand, as die Here wil, gaan ons vir die siek mense bid, uit die woord preek, altaar oproepe maak. En die sonder wat hier is wat God nie ken nie, laat ek vir jou sê, my sonder vriend, hardloop jy na die rots toe net so vinnig as wat jy kan. En julle hier wat nie die Heilige Gees ontvang het na julle gered is nie, moenie hierdie gebou verlaat voordat julle dit ontvang het nie. Want die belofte as aan wie ook al wil, laat hom kom. Daar kan elke persoon in die gebou wees vanaand wat die Heilige Gees kan ontvang vanaand. Geen rede waarom jy nie kan nie, want dit was op die aarde vir 2000 jaar sedert die dag van Pinkster. En dit is hier vanaand om elke gelowige te doop. Geen rede vir enige persoon om die gebou siek te verlaat vanaand nie, want die groot geneesheer is hier, Jesus Christus. Nie nodig vir enige iemand om uit te loop op krikke, uitgery te word en die rolstoel siek uit te gaan nie, want die groot geneesheer is hier, die prys is betaal. Alles is in orde om net iets nou te laat gebeur om te praat van wat hy beloof het en hom dit te sien vervul. Dink net, daar's nie 'n godsdienst in die hele wêreld waar daardie stelling kan maak nie. Boeddha, Mohammed, geen van die godsdienste van die wêreld kan enige soort stelling soos daardie maak nie. Hulle stigter het gesterf, begrawe, heen gegaan. Maar ons Here het gesterf vir ons sondes op Golgotha. En God het hom opgewek op die 3de dag. En hy is lewendig onder ons vanaand. Dieselfde Jesus wat verrig, doen die werke wat ek doen, sal hulle ook. Sy beloftes is waar, gaan in die hele wêreld in en verkondig die evangelie, genees die siekes, reinig die malaatses, wek die dooies op. Al die wonderwerke wat hy beloof het, gebeur nou. O, iemand mag sê, 'n kritikus, daar's geen sekerheid van goddelike genesing nie. Daar's glad nie so iets soos die doop van die Heilige Gees nie. Hulle sal dit nie glo nie, want hulle is ongelowiges, en dis net vir hulle wat glo. Toe Jesus die Seun van God die eerste keer in die wêreld gekom het, het hy na hulle gekom wat uitgesien het om hom te sien. By die poorte en baie deur die stad en baie deur die volk het nie na hom gesoek nie. Hulle het daarvan gehoor, net 'n klomp fanatisme het dit verbygegaan.
But to those who was looking for him, Maar aan hulle wat na hom gesoek het, hulle harte was vol vreugde, saam met hom vanaand en sal vir altyd by hom wees. our night will be Ons history. aand sal môre Tomorrow geskiedenis and wees tomorrow as come. môre kom. Our attitude Ons gesindhede toward Christ teenoor tonight Christus might vanaand determine mag bepaal wat will ons be môre in history in die tomorrow. geskiedenis sal wees. So let us tonight begin the So meeting laat ons right vanaand die by diens settling reg begin ourselves deur down. onsself rustig te maak. Elke las af te lê wat ons so maklik omring, dat ons die wedloop wat voor ons lê met volharding kan hardloop. Let's put our hearts, our Kom ons efforts sit ons and harte, everything ons that we have pogings en into alles this wat meeting. ons het in hierdie diens in. Because you see Want all julle your sien churches are al julle represented. kerke is verteenwoordig. And we're En trying ons hard, probeer hard, as I soos said ek to the gisteraan ministers vir die last night, predikers gesê het, not to bring nie om something iets nuuts new, te bring nie, nie not om to 'n try nuwe to start kerk a te new probeer church, begin nie, but to build upon the foundation that these men maar have om te laid, bou op die that was fondasie laid by wat Jesus hierdie manne Christ and gelê the het, apostles. wat gelê is deur Bringing Jesus in Christus members, en die apostels, bringing lidmate the gospel to inbring them through a en die divine evangelie gift. vir hulle bring deur 'n To let goddelike them gawe, om hulle enjoy die the seëninge blessings van of God te God. laat geniet. All the privileges Al die that Christ voorregte died waarvoor for is Christus yours. gesterf het, is joune, They are your en hulle is jou personal property. persoonlike eiendom. And we're here En to ons is join hier om shoulders skouers with te these sit by brothers hierdie broers, to help om alles te everything help we wat ons kan. to make this Om hierdie better 'n community beter to live. gemeenskap te maak om in te lewe. Harder to do Moeiliker what's om te wrong doen wat verkeerd and is en easier to do makliker what's om te right. doen wat reg is. That's our purpose Dis ons here. doel hier. You get right in with us. Pray. Nou kom julle Call net on saam the met phone. ons bid. Skakel Get the op die sick telefoon, out. kry die siekes Bring uit, them bring in. hulle in, moedig hulle Encourage aan them to be om nou patient with geduldig te wees. For we do not want to go at Ons this wil nie just like hierdie we benader just net had asof ons tonight. was net vanaand gehad het nie. Ons wil dit benader in die wete dat ons het totdat Christus sê dis genoeg. Ons wil hier bly en bid saam met die siekes en as iets gebeur wat opkom sal ons hier wees om julle te help. Predikers wat opgelê is om te weet wat om vir julle te sê. Ons glo ons gaan 'n wonderlike diens hê. Glo julle dieselfde? Amen. Now before we read the word, let us Nou bow voor our ons die heads. woord lees, laat ons hoofde buig vir gebed. Lord, we are Here, grateful to you ons is dankbaar teenoor from the U depths of our uit die heart dieptes for van this ons hart grand vir hierdie wonderlike plek weer. that we can stand here in this Dat ons hier kan staan in hierdie pragtige stad van die vallei met die naam van San Jose, met al sy omliggende susterstede. And tonight we feel that because of the meeting, this is the En hub vanaand at the voel time ons dat as gevolg van die that diens, were hierdie many die middelpunt churches from out op of die this tydstip city is dat waar baie kerke van buite hierdie stad gekom en hulle pogings aangewend en hard gewerk het en geadverteer en dinge gereed gemaak het vir die diens. En God, ons het hier saam gesentreer op een plek in eendragtigheid, in afwagting vir die beweging van die Heilige Gees. He'll come in with great power. Hy sal inkom met groot krag, dat dit 'n diens sal wees wat lank onhou sal word. En wanneer die boeke gesluit is van die aardse werke, en wanneer hulle klaar is en ons staan by die oordeelsbank, mag daar gesê word dat wanneer hierdie diens kom om voorgelees te word op daardie groot dag, dat letterlik honderde, ja duisende, hulle hande sal opsteek in blye krete. Dat dit was by daardie diens wat ek Jesus as my verlosser gevind het. Mag daar dan 'n kreet kom van die groot miljoene wat sal staan. Dit was daar waar my krombeen genees is en nog een my blinde is oë oopgemaak. Skenk dit, Here. Mag dit oral versprei deur die groot wiele van God se ekonomie, dat elke kerk 'n lewing sal hê en die krag van die reuse Christus deur elke kerk sal vloei. Until there will be a revival all up and down En elke lidmaat totdat daar 'n lewing op en af in hierdie hele vallei sal wees. Mag dit weer kom soos dit jare gelede het, Here, die vroeë en die laat reën saam sal voortbring. And may your people that's called by your name, may they be revived again. En mag u mense oor wie u naam uitgeroep is, mag hulle weer 'n herlewing kry. Bring ons terug na oudtydse Pinksterdienste, Here, waar die Heilige Gees die voorrang kan hê. May we lay aside all of our learnings and
just be simple people led Mag by the ons al Holy ons Spirit. geleerdheid tersyde stel en net eenvoudige mense wees gelei deur die Heilige Gees, want ons besef dat dit die weg is waarin hy lei, en die weg van eenvoud. Skenk dit, Here. Speak through your servants. Bless these pastors. Spreek deur die diensknegte, seën hierdie pastore wat hierdie pogings aangewend het om hier voor hulle gemeente te sit vanaand. And all that is present, Lord, pour En almal a wat special teenwoordig blessing is, upon them. Here stort 'n spesiale seën uit op hulle. Mag hierdie diens veroorsaak dat hulle bedienings hoër gelig word. Mag hulle so geïnspireerd wees, Here. And the young men and women of their churches be inspired. En die jongmans en vroue van hulle kerke geïnspireer word om in die sendingvelde in te gaan en die koms van die Here te bespoedig, deur hierdie evangelie na elke skepsel te neem. Skenk dit, Vader. En op daardie groot dag, wanneer ons in U teenwoordigheid sal staan met nederige hoofde, sal ons buig en sê, dit was nie ons pogings nie, maar dit was U Gees wat onder ons beweeg het. Grant it, Lord, for we asked it in the name of your Son, the Lord Jesus, our Savior. Skenk dit, Here, want ons vra dit in die naam van die Seun, die Here Jesus, ons Verlosser. Amen. I wish for you tonight that has your Bibles, Ek wil hê dat julle vanaand wat julle Bybels het, Gospel moet of saam met St. my Mark, blaai the 6th chapter, na die for just evangelie the van Lord, Markus, die 7de hoofstuk vir net 'n gedeelte van die lees van die woord. trusting that Vertrou even the dat selfs die reading lees of van die the woord word 'n will be a groot great seën sal blessing wees to vir each one elkeen of van you. julle. And follow En with volg me saam met my as soos we ons read. lees. I think one of the great things among Christians today, they don't Ek read dink een the van die word groot dinge enough. onder die Christene vandag, hulle lees nie die woord genoeg nie. Ek dink elke huis behoort die Bybel 2 of 3 keer 'n dag daarin te lees. I remember recently in Italy, even at Ek the onthou table, onlangs in Italië, selfs by die tafel toe die heilige ou Vader sy Bybel op die tafel gehad het. Voor hulle self sou eet, sou hulle met een hand op die tafel staan, hulle linkerhand, die regterhand gereed om op te steek na God. En die heilige ou Vader sou gedeelte van die skrif lees en hulle sou hulle hoofde buig en bid, hulle hande opsteek en God prys vir die brood wat op die tafel was. O, die Heilige Gees geniet die woord. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En hierdie is God se woord. Leer om nou julle Bybels te bring en saam met ons te lees. Markus 6 vanaf die 45ste vers. En dadelik het hy sy disippels gedwing om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Bethany, onderwyl hy die skare sou wegstuur. En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. Toe dit aangeword het, was die skei in die middel van die see en hy alleen op die land. En hy het hulle sien swaar kry, roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die 4de nagwaak het hy na hulle gekom, al wandelende op die see, en hy wou by hulle verbygaan. En toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was en hard uitgeskree. Want hulle het hom almal gesien en was ontstel. Toe spreek hy dadelik met hulle en het vir hulle gesê, hou goeie moed, dit is ek. Moenie bevrees wees nie. En hy het by hulle in die skei geklim en die wind het gaan lê. En hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonder, want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. En nadat hulle oorgevaar het, het hulle in die land Genesaret aangekom en daarna aan die wal gaan lê. En toe hulle uit die skei gaan, het die mense hom dadelik herken. En hulle het deur die hele omtrek oral rondgeloop en die wat ongesteld was op beddens begin ronddra
where he waar was. hy is. And wheresoever he entered into village En waar hy or city ook al or ingegaan het country, in die dorpe of stede of buitewyke, het hulle die wat ongesteld was op die markpleine neergesit en hom gesmeek om al was dit maar die soem van sy kleed aan te raak. and as many as touched him were En made almal wat hom whole. aangeraak het, het gesond geword. May the Lord add his blessings to the reading of his word. Mag die Here sy seëning voeg by die lees van sy woord. I suppose it was just about 1 hour before Ek veronderstel sunset, dit was net omtrent 1 uur voor sononder, when the big toe die groot fisherman visserman with great met sy eislike huge shoulders begin to push the little boat off of the shore out into groot skouers the, die bootjie van die oewer begin afstoot het uit in die meer. and as he finally made his last groan and En soos hy uiteindelik sy laaste kreun gegee en die skytjie in die water ingestoot het, nader kom en sy sitplek inneem langs sy broer Andrea, die roeispan opgetel en gehelp het om die skytjie om te draai. And as they started away from the shore and hearing the people wave As hulle weggegaan het van die oewer af en die mense hoor totsiens buig, from the hearing toe hulle distance buite hoor of the afstand van die multitude, skare was, I can just see them look at one kan ek hulle another net with met amazement. verbasing na mekaar sien kyk. Silently stil sat vir 'n for paar few oomblikke. moments, and it must have been young John. En dit that moes started jong the Johannes gewees het, conversation, something like wat die this. gesprek begin het, iets soos hierdie. I can remember when I was just a little boy. Ek kan onthou toe ek net 'n klein how seentjie my was, mother hoe used my to ma read the Holy Scriptures, altyd die heilige skrifte vir my gelees het. and how I would enjoy that story. En hoe ek daardie storie sou geniet van toe God sy mense na hierdie geseënde land gebring het. En hulle oor wie sy naam uitgeroep is en hulle afgesonder het van die ongelowige Egiptenare en hulle in 'n wildernis ingedryf het of liewer hulle in die wildernis ingelei het waar daar niks was om te eet nie en geen goeie plek vir plante groei nie, maar vir hulle 'n belofte gemaak het dat hy vir hulle sou voorsien. As hulle net in sy weë sou wandel en al sy gebooie onderhou. And I can hear him say one of the amazing stories of that journey was this. En ek kan hom oor sê, een van die wonderlikste stories van daardie reis was hierdie, dat na die kindertjies het mamma gesê, hulle gebede opgesê het en gaan slaap het, dat God sy engele opdrag gegee het en hulle uitgegaan het reg oor die hemele en brood geneem en dit alles gebreek en dit op die sagte grond uitgestrooi het. How amazed the little children was the next morning with their parents to rise and go out. Hoe verbaas was die kindertjies die volgende oggend saam met hulle ouers om op te staan en uit te gaan en te kyk en sien wat die hand van die Hoofer gedoen het, wat hulle daaglikse brood op die grond gesprinkel het. Hulle hoef dit nie gaar te gemaak het of die koring te kweek of dit te wan nie, maar dit was gaar en voorberei en op die grond gelê vir hulle. And then turning his young featured face to his older brethren and said, En toe met sy jeugdige gesig gedraai na sy ouer broers en gesê, vandag het ons iets groters gesien. Want dit het nie in die nag gebeur nie. Ons het met ons eie 2 oë gesien wat hy gedoen het toe hy daardie seentjies se broodjies en visse geneem het. En hulle gebreek in 5000 voor ons eie oë gevoed het. Ek het nooit gedink dat ek sou lewe om Jehovah God te sien beweeg soos hy het in jare gelede nie. Waarlik my broers, hy mag dit gesê het dat God nooit enigsins kleiner sal word of enigins swakker sal wees nie.
Hy sal altyd God wees. Hoe my hartjie gewonder het waar God al daardie brood gekry het. En dit het my altyd verstom, waar hy al daardie brood gekry het. En ek is steeds verbaas hoe hy nie net brood kon bring nie. But he brought cooked fish. Fed 5,000 before our Maar hy het eyes. gaarvis gebring en 5,000 voor ons eie oë gevoed. Waarlik, ek glo dat hy die seun van God is. Hy mag so iets gesê het. And did you notice the amazement of the people? En het julle die verbasing van die mense And did opgelet? you see the look on En his het face julle die as he uitdrukking op sy raised the gesig bread gesien up to soos hy die brood his heavenly opgelig Father het and na sy blessed hemelse it? Vader en dit geseën het? How talking to God must have made such an expression Hoe dat om on met his God te face. praat so 'n uitdrukking op sy gesig moes You can never gemaak het. doubt no more. Ons kan nooit meer Young twyfel John nie, might have said. mag die jong Johannes gesê het. And the big fishermen En die sitting groot there vissermanne wat daar began to gesit het, perspire quite a wat bit nogal heel wat more begin because sweet the het wind van die had roei, begun to blow. want die wind het begin waai. And he turned and he said to John and the rest of them, En hy het omgedraai en hy het vir Johannes en die res van hulle gesê, ek kan ook onthou as 'n seun, My father was a Pharisee, my vader was 'n strict of Fariseer, our religion. die streng kant van ons godsdiens. And he used En hy to het read altyd from van me my to me gelees out vir of the my Holy uit die Scriptures heilige and say skrifte en gesê, that Moses gave a promise that we'd not always be alone. dat Moses 'n belofte gegee het dat But ons the nie Lord altyd our alleen God sou would wees nie. rise up from among Maar us die a Here prophet onse like God, him. 'n profeet soos hy onder ons sou oprig. And this would be the one that would call the heart En of hierdie Israel. sou die een wees wat die harte van Israel sou terugroep na God. And when Andrew, my brother, En sitting toe here, Andreas, my broer wat hier sit, gekom het vir my gesê het dat hy geglo dat hierdie Nasareense skrynwerker daardie een was, that one, it was hard for me to believe that it would happen in my day. But was when dit I moeilik vir my om te walked glo into dat his dit in presence, my dag sou gebeur. Maar toe ek in sy teenwoordigheid ingestap en hy na my gekyk het vir die eerste keer in my lewe en gesê het, Your name is Simon. jou naam is Simon, And he did not forget en my hy het nie sainted my old heilige ou vader for he vergeet said, nie, You are the son of want hy het Jonah. gesê, jy is die seun van Jona. Then I knew that must be Toe het that ek geweet, prophet dit that moes would come into daardie the world. profeet wees wat in die wêreld sou inkom. From that it Van settled toe af het it dit with me vir forever. altyd met my afgehandel. I believe him with all that's in me. Ek glo hom met alles wat in my is. Ek glo hom. And as the conversation went on, speaking about En soos die impressions, gesprek voortgegaan het, gepraat het van indrukke, moes dit Filippus gewees het wat gesê het. You should have been standing by our brother Nathaniel. Julle moes by ons broer Nathaniel gestaan het toe ek ons meester vir hom hoor sê het, waar hy was toe ek hom onder 'n boom gekry het. Oh, of course, when I found brother Nathaniel first, he was kind of critical O of natuurlik, what I was toe ek speaking broer about. Nathaniel gevind het, was hy eers soort van krities oor waarvan ek gepraat het. Toe ek hom vertel het, ons het Jesus van Nasaret gevind, wat hierdie profeet was wat Moses gesê het wat sou kom, He was just a bit critical because I could tell that little snare of a grin he had. was hy net 'n bietjie krities, want ek kon daardie swempie van 'n grynslag sien wat hy op sy gesig gehad het, asof om te sê, nou Filippus, watter soort storie probeer jy me vertel? But when he walked into his presence and he said, Behold an Israelite. Maar toe hy in sy teenwoordigheid ingestap en hy gesê het, aanskou 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie, was daar 'n regte verandering in sy voorkoms. And then when En toe hy hom gevra het, hoe het hy hom geken? Het hy gesê, voor Filippus jou geroep het, toe hy onder die boom was, het ek jou gesien. then there was an expression of worship. Toe was daar 'n uitdrukking van aanbidding. Hierdie klein kritiese glimlaggie het sy gesig verlaat en hy het op sy knieë voor ons meester geval en gesê, Thou art the Son of God, you're the King of Israel.
U is die seun van God, u is die koning van Israel. Dit was 'n verandering toe ons hom sy wonderwerke sien doen het. And then one of them might have said to John, what about the day Dan mag that een we van let hulle him vir have the Johannes boat? gesê het, wat van die dag dat ons vir hom And die he boot said, gegee het, "Cast out into en the hy deep, gesê het om uit te gooi in die diepte of uit te vaar waar ons heel nag vis gevang het. And we know there was no fish in that water. En ons het geweet daar was geen vis in daardie water nie. Tog het hy gesê, gooi die net uit vir 'n vangs. And when we closed that great bunch of fishes, it was En toe ons Simon daardie that groot said, klomp visse "Depart from gevang me, het, Lord, was I'm a dit Simon sinful wat man." gesê het, gaan weg van my Here, How ek's 'n amazing sondige man. he was. Hoe wonderlik was hy. And then one said, maybe it was Bartholomew. En toe het een gesê, miskien was dit Bartolomeus wat dit gesê het. Was ons nie almal verbaas toe ons teruggekeer het van Samaria af daardie dag nie. I noticed the young woman coming Ek het die jong vrou opgelet wat teen die heuwel opgekom het met 'n hartseer en bekommerde uitdrukking op haar gesig. En toe hulle geweier het om vir ons brood te gee en toe ons teruggekeer het en verbaas was om hom met hierdie vrou te sien praat. And she was questioning him about our religion. En sy het hom uitgevra oor ons godsdiens. En toe hy vir die jong vrou gesê het, gaan haal jou man en kom hiernatoe. And she said, En sy het gesê, ek het nie 'n man nie. En hy het gesê, dis waar. Jy het 5 gehad en die een waarmee jy nou saamleef is nie jou man nie. She said, "Sir, I perceive that thou art a prophet." Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. En ons weet wanneer die Messias kom, hy ons alles sal vertel. And our master said, "I'm he En ons that meester het speaks gesê, to ek you." is hy wat met jou praat. What an expression, what a change. Wat 'n on the uitlating, woman's watter face. verandering op die vrou se gesig toe sy omgedraai het. En in die stad ingegaan het om vir die mans te sê, Come see a man who told me the kom, things that I've sien done. 'n man wat my die This dinge is the one vertel het that wat ek gedoen het. Moses said would Is come. dit nie die een wat Moses gesê het sou kom nie? En het jy ook opgelet dat ons voete so onder ons uitgeslaan was, dat daar nie een van ons enige vrae gevra het nie. Waarom het hy met hierdie vrou gepraat? We just kept still because we were amazed at the Dit net power stil of gebly God omdat ons working verstom through a was man. oor die krag van God wat deur 'n man werk. Oh, it would be a good thing tonight if we Pentecostal people. O, dit sou 'n goeie ding wees vanaand as ons Pinkstermense en mense van alle kerke dieselfde daaroor sou voel. If we would stand in amazement at the working of the Holy Spirit in these days. As ons in verwondering sou staan oor die werking van die Heilige Gees in hierdie dae, dit ons steeds net stom sou slaan. I believe the trouble of it is that we have seen so much. Ek glo die probleem daarvan is dat ons soveel gedoen sien word het dat dit iets alledaags vir ons geword het. Like a story I heard once. Said a man was going Soos 'n storie wat ek een keer gehoor het gesê 'n man het see toe gegaan om te rus, om die golwe te sien, om die pekel van die sout te ruik, en hy het 'n ou matroos ontmoet en hy het gesê, "Waarheen gaan jy?" He said, "To the sea to take rest." Hy het gesê, "Na die see toe om te rus." Ek het daarvan gelees, ek het verlang om dit te sien, maar ek het dit nog nooit gesien nie. En my hart is bly om te weet dat ek naby die see is. For just a little while. Net vir 'n rukkie en ek in staat sal wees om te sien waarvan ek gelees het, waaroor ek gedroom het en hoe ontspannend sal dit vir my wees. The old sailor said to the man, "I was born on En the die ou sea. matroos het I've vir die man gesê, ek is gebore op die see, ek het daarop gelewe vir baie jare en ek sien niks betowerend en opwindends daaraan nie. You see, it lived in it so Julle sien, hy het so lank daarin gelewe totdat dit iets alledaags geword het. I'm afraid that we people have seen God come down in His power. Ek is bevrees dat ons mense God sien afkom met in sy krag in die verlorenes red en hulle wat soek vul met die Heilige Gees en die siekes genees totdat dit iets alledaags vir ons geword het. We fail to get the beautiful
expression. Ons kry nie meer die pragtige uitdrukkings van die Heilige Gees wanneer hy sy krag onder ons bring. And we see his beauty, watching him work. En ons sy skoonheid sien, hom sien werk in die wete dat dit die verlosser van ons siel is. The only real thing that's Die left in enigste the world ware that we ding can wat hold oor to. ons All is other in die wêreld waarin shall ons be kan destroyed. vashou. All other Alle ander kingdoms fondamente shall sal pass. vernietig word, al die ander koninkryke sal vergaan, maar hierdie koninkryk sal vir ewig hou. As iets in ons nasie gebeur het om ons opgewonde te maak dat hulle die belasting sou verminder of so iets, sou ons oral daarvan praat, maar Christus kom en red 'n siel en gee hulle ewige lewe. And we walk away as if it's a common thing. En ons loop weg asof dit iets alledaags is. Genees die siekes en ons dink dis iets alledaags. As the conversation went on, it must have been Satan Soos die gesprek voortgegaan het, who looked out moes from dit behind. Satan gewees het wat agter die wolke uitgekyk en gesê het, I've caught them alone. ek het hulle alleen gevang. He's Hy's not with nie them. by hulle nie. Nou Now's my is time to my get tyd even with them. om hulle terug te kry. That's the way Satan walks. That's the way he watches. That's the Dis hoe opportunity Satan he loop, waits for. dis hoe hy kyk. Is Dis to die get geleentheid one waarvoor hy time wag, is om een keer te kry wat ons uitgaan, op wat ons noem 'n bietjie sosiale pret, to play cards or to attend some om kaart te rally speel, or of om something een of that ander isn't saamtrek godly. by te woon, op iets wat nie goddelik is nie. Hy wag om jou onkant te vang, wag om by 'n plek te kom, waar die kerk louwarm geword het. It's got too busy doing something else. Dit het besig geraak het om iets anders te doen, dis wanneer hy aanval. He's away from him. And now is my Hy opportunity is weg to van hulle strike. af en nou is my geleentheid om toe te slaan. I'm afraid Ek bevrees dat dit is wat verkeerd is met ons kerke. We've had a little breath of prosperity for the past 20 years or more. Ons het 'n bietjie voorspoed gehad vir die afgelope 20 jaar of meer. Baie geld. En ons het groot bouprogramme begin. Nou, dis alles reg. And we went into other things. En ons het met ander dinge begin wat in orde sou wees, die geleerdhede en om touwtjies van opvoedkundigheid stywer te trek en ons kweekskole bietjie meer prakties te bou. En mans daarin te kry wat 'n bietjie slimmer is miskien as die ou dekaan. En 'n paar goed soos daardie, wat dit alles reg mag wees. Maar ons vind uit, ons het weggespring sonder die oudtydse waakdienste. Die oudtydse Pinksterseëninge wat altyd onder ons geval het. En Satan vang julle onkant. Dis waar hy julle wil hê, onkant. En toe het hy sy giftige asem begin uitblaas op die see en dit het die see in 'n spasma verander. Die asem van Satan, ek sal hulle sink. En die see was so ontstel deur die gif van sy asem, totdat die skytjie heen en weer begin swaai het. Gelyk asof alle hoop weg was. Hulle was gereed om op te gee en om te gaan na hulle bestemming. Maar Christus het hulle nie verlaat nie, al het hulle hom verlaat. Julle weet, dit help ons om hom oral te neem waar ons gaan. Maar die goeie deel daarvan is, selfs al doen ons dit nie, hou hy ons nog altyd dop. Hy het opgeklim teen die hoogste heuwel wat hy kon vind, sodat hy die hele pad oor die oseaan kon sien, of die klein seetjie, want hy wou sy oë op hulle hou, of as daar enige probleme kom, dat hy 'n teenswoordige hulp mag wees in 'n tyd van probleme, want dis sy woord om dit te doen. Die Here is 'n teenswoordige hulp in die tyd van probleme. En ongeag van wat ons doen, hou hy sy belofte. En hy het hulle dopgehou. Hy het hulle sien swoeg met die roeispane die wind teen hulle, maar sy oë het hulle dopgehou. Ek was altyd verbaas oor 'n vriend van my, E. Howard Cadle, van die Cadle Tabernacle in Indianapolis.
Hy was 'n beroemde sanger omtrent soos ek. Hy kon nie 'n wysie in 'n pad hou nie. But he always tried to sing. His eyes on the sparrow. Maar hy het and I altyd know probeer he sing. watches Sy me. oog is op die mossie en ek weet hy hou met dop. That used to be his favorite. Dit was altyd sy gunsteling. He tried it and tried it. And even on the radio. Hy het dit when probeer en everybody dit would laugh. probeer en selfs op die radio en almal so lag. Want hy het nie 'n stem gehad om dit te sing nie. Maar dit was in sy hart. Maybe over in glory somewhere Miskien tonight. oorkant in die hiernamaals iewers vanaand, waar hy na sy ewige bestemming gegaan het, is die oog steeds op hom. I always wanted to sing. But I can't sing as good as he Ek wil altyd could. sing, maar ek kan nie so My goed sing favorite as wat hy song is kon. Amazing Grace. My gunsteling lied is genade onbeskryflik Because it groot, is amazing grace want dit that is saved genade me. onbeskryflik groot wat my gered het. I've often said to my friends, when you get over Ek yonder, het dikwels vir my vriende gesê, wanneer jy daar oor kan in 'n groot Herehuis kom en julle, jy een oggend uitstap op jou voorstoep en luister daar ver onder langs die woude. Iewers in daardie huikie gaan julle iemand hoor sing, genade onbeskryflik groot, hoe soet die klank, wat elendeling soos ek gered het. Sê dan God, ou broer Branham het dit gemaak, hy is daaronder, dis hy, kan hy eintlik genade onbeskryflik groot sing. Want dis wat ek glo, dat dit die onbeskryflike groot genade van God is, wat die elendeling soos ek gered het, my in hierdie gemeenskap met hom ingebring het en met sy kerk, met sy mense en met die gees van God, dis wonderlike genade. Dit was daardie onbeskryflike, toe hulle probleme so erg was en Satan sy asem op hulle probeer blaas. En hulle in die see laat sink het, dat hy hier op die waters aangestap gekom het, reg in die skuit ingeloop het. A very present help in a time of trouble. Ready to help them, but the strange thing was, 'n Baie teenswoordige hulp in 'n tyd van probleme, gereed om hulle te help. they was a Maar die spirit. vreemde ding was, self in hulle probleme was hulle bang vir hom. Hulle het gedink hy was 'n gees, Or if we might say it today, a spook or something that mystic. of as ons dit vandag mag sê, 'n spook, of iets wat geheimsinnig is. Hulle het hom sien loop en was bang vir hom. And it's almost the same thing today. En dis amper dieselfde ding vandag. Hy het nie sy kerk verlaat nie. Why, he Wel, hy het climbed so so hoog high geklim after nadat he hy uit die resurrected graf uit from the opgestaan grave, het. until he's so high in the heavens till he has to look down to see heaven. He's above every angel, Tot hy so every hoog in die archangel, hemel is dat hy moet afkyk om die hemel te and sien. he watches Hy's bo us. elke engel, elke aardengel en hy hou ons dop. Hy ken ons probleme. After those disciples have been sitting there and talking of his Nadat daar die miracles, disippels daar gesit en praat het van sy wonderwerke, binne 'n halfuur het hulle dit vergeet. they'd seen him working for some. Hulle het hom vir 'n jaar en 'n half of langer sien werk en het sy wonderwerke vergeet. En toe hulle die enigste ding gesien het wat hulle sou help, het hulle uitgeroep dat dit iets spookagtigs was. They was afraid to think that it was their Lord. Was bang om te dink dat dit hulle Here was wat gekom het om hulle te help, maar hulle was bang vir hom. We've had more time to think it over than they have. For we have read in his book. Ons het meer tyd gehad om daaroor te dink as wat hulle het, want ons het in sy boek gelees van sy wonderwerke en van sy beloftes van wat hy gesê het hy sou doen. En die profete wat dit geprofeteer het in hierdie laaste dag, dat hy hierdie dinge sou doen met al die skaduwees en tekens van sy koms. And many look upon it and say, it must En baie be kyk daarna en spiritual. sê dit moet spiritualisme Must wees. be mental Dit moet telepathy. verstandstelepathy wees. And they're afraid of the God of heaven. En hulle is bang vir die God van die hemel nadat hulle in sy boek gelees en geleer het in ons kweekskole. En praat met verskillendes van sy goedheid en sy genade en wat hy gedoen het. And know that he promised that he'd do it again. En weet dat hy beloof het dat hy dit weer sou doen. Weet dat hy gesê het, hierdie werke wat ek doen, sal julle ook doen. A little while and the world will see me no more, yet ye shall see me.
klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, want ek sal met julle wees tot aan die einde van die wêreld. In this hour that we're now living, In hierdie uur waarin ons nou lewe en daar probleme is aan elke kant, daar geen plek is om na toe te gaan nie. sickness is crowding so hard against our scientific Siekte druk so hard teen ons wetenskaplike navorsing tot hulle nie medisyne het wat die siektes sal raak nie. and the atomic race, the missile race, En die atoomwetloop, die missielwetloop, die wêreld wat bewe, die kerk in die toestand waarin dit is. and Jesus comes walking right up by His promise to us. The En same Jesus kom reguit deur sy belofte na ons toe aangestap. Dieselfde Jesus wat daardie nag op die see geloop het, loop reguit in uit die Bybel uit in die gemeente in. You go call me holy roller anyhow, but I feel like shouting. Yes, sir. Julle kan maar my holy roller noem in elk geval, maar ek voel om te skree, ja meneer. Christus van die Bybel, die God van die geskiedenis wat reg in die gemeente inloop, volgens sy belofte van sy opstanding. The grave cannot hold Him, death cannot hold Him, hell cannot hold Die Him. graf kon hom nie hou nie, die dood kon hom nie hou nie, die hel kon hom nie hou nie, daar was nie 'n plek om hom te hou nie, die bande gebreek en uitgestap. Today He says, because I live. En vandag sê hy, omdat ek lewe, sal julle ook lewe. Ek sal met julle wees selfs tot aan die einde van die wêreld. En die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Stap reguit in volgens sy belofte. En die kerk roep uit, o, wonder of hy Methodist is, wonder of hy Baptist is, wonder of hy dit is. Christ is Christ. He's got them all. Christus is Christus, hy is God van almal. Baptist, Pentecost, Hy het julle almal lief, Don't be Methodiste, afraid of him. Baptiste, Pinksters en almal. Moenie bang wees vir hom nie. Die enigste ding om te doen is om dit te doen. Soos hulle het met hom begin praat. That's the way to get En it. dis die manier om dit te kry, begin praat en sê, Here, ek het gelees dat U dit beloof het, ek het gelees dat U dit gedoen het. Is dit U? He'll answer back like He did to them. Here'd be the words He'd say to you, like something like this. Hulle sal terug antwoord soos hy vir hulle het. Hier sou die woorde wees wat hy vir jou sê. Iets soos hierdie, hou goeie moed, dit is ek. Want ek is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Let us pray. Laat ons bid. Lord, the same yesterday, today, and forever. Here, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. U is altyd Christus, altyd by U mense. We speak of You as they did. Ons praat van U soos hulle het. Laat ons nie bang wees nie, maar ons harte oop hê. He'll raise the dust again. Hy sal weer die stof oprig en ons sal 'n liggaam hê, soos sy eie glorieryke liggaam. Wandel in die mense se harte vanaand, Here, deur U beloftes. And may we see Your mighty hand. En mag ons die magtige hand onder ons sien beweeg en ons sal nie bang wees nie, maar ons sal ons harte na U toe oplig in dankbaarheid en vol dank en vreugde en die God van die hemel prys, wat vir ons verlossing gestuur het deur sy seun Jesus Christus. Ons vertrou onsself toe aan U, Here. May the Holy Spirit now take the message that's been preached. Mag die Heilige Gees nou die boodskap neem wat gepreek is en dit in die mense se harte insink. En mag hulle sien dat God wat op die stormsee gewandel het. And when the poison breath of Satan En toe die giftige asem van Satan die waters getref het. Here, in ons groot voorspoed het Satan weer sy giftige asem uitgeblaas. En hy het gesê, die dae van wonderwerke is verby. Daar is nie so iets soos die Heilige Gees nie. Daar's glad nie so iets soos die nuwe geboorte nie. Here God, loop in volgens U beloftes en wys vir U mense dat U nog altyd lewe. En hulle red van die asem van Satan, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Gewoonlik sou ek op hierdie tyd 'n altaar oproep gee, maar ek gaan net 'n oomblik uitstel. Daar mag 'n paar vreemdelinge onder ons wees wat nie ons Here ken nie. Dat hulle hom nog nooit as hulle verlosser aanvaar het nie. Hulle het boeke daaroor gelees en hulle het gelees wat ander gesê het en so voort. Maar om regtig te weet dat hy is, kom ons kyk of hy hierdie preek vanaand sal bevestig,
dat hy steeds Jesus is, dat die storie nie 'n fiksieverhaal is, dat hy gesterf en hulle sy liggaam gesteel en gesê het, hy het opgestaan uit die dood nie. As dit so is ons godsdiens niks meer as die Mohammedane of enige ander nie. Maar ons Christus lewe vanaand en sal elke woord bevestig wat hy gesê het, waar is. Nou, ons is nie Christus nie, ons is net sy diensknegte. Toe ek gisteraan gepraat het ek oor die profete gepraat. Dat hoe hulle so gesalf geraak het met die Heilige Gees, dat hulle selfs gepraat het asof dit hulle self was, soos Dawid uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Dit was nie Dawid nie, hy was nie verlaat nie, maar dit was die Gees van Christus in hom wat uitgeroep het, dit was Christus wat uit Dawid uitgeroep het, God wat homself uitdruk deur daardie profete. And how was that done? Under the shed blood of a heifer or En hoe is dit gedoen? Onder die gestorte bloed van 'n vers of 'n lam. As hy mense kon salf onder daardie versoening van die gestorte bloed van lammers en verse, en hulle presies die waarheid kon laat praat en sy wil uitdruk, hoeveel te meer kan hy dit doen onder die gestorte bloed van sy eie kind Jesus Christus? Neem 'n geheiligde kerk en draai dit toe in sy gees totdat die Heilige Gees die diens in volle beheer neem en die volle wil van God uitwerk. Laat ons dit vanaand doen, broer, suster, terwyl ons hom aanbid. Ek's nie 'n goddelike geneeser nie, ek's julle broer. Ek glo wel dat God sy belofte hou. As God vanaand sal kom en daardie beloftes hou om te wys dat hy lewendig is, dat ons godsdiens dan nie iets te vergeefs is nie. Nou die rede waarom ek in hierdie kerk glo, die kerk van die Heilige Gees, is omdat Jesus behoort te weet hoe om 'n kerk te vestig. En Jesus het gesê dat die werke wat hy gedoen het, die kerk wat in hom geglo het, dieselfde werke sou doen. Paulus het gesê, as daar een onder julle kom en julle almal praat in tale en geen uitleg nie gesê, sal die ongelowige sê, julle is mal. Maar as een spreek in profesie en die geheim van die hart openbaar, dan sal hulle almal neerval en sê, God is met julle. Die orde van Christus se kerk, nie godsdienstige seremonies nie, maar die lewende teenwoordigheid van die reuse Christus. Dis die kerk van die lewende God, God wat in sy kerk lewe, sy lewe, en deur sy kerk doen wat homself uitspreek deur sy diensknegte, soos hy het toe hy hier op aarde was. Ons kan net ons harte so in hom laat verstrengel, en ons gees so onder beheer, dat hy kan inbeweeg en ons eie denke kan wegneem, en net ons dinkwerk kan doen, sy woord bevestig, dan sal ons weggaan en sê, waarlik, God is met ons. Laat ons weer bid. Here, nou die diens, die woord het gekom omdat U dit geskryf het, en dit moet in die hele wêreld gepreek word as 'n getuienis. En Here, as hierdie U woord is wat ons dit plegtig glo, sal U elke belofte hou wat U beloof het. En ek bid U vanaand, Here, namens die sondaar wat hier is, wat U nie ken nie, mag hy of sy vanaand hulle harte oopmaak in hulle ontstelde toestand, want daar is geen rus vir die vermoeides nie, sê God. Die sondaar is soos 'n onstuimige see, hy het geen rus nie. Die duiwel se asem word elke uur van die dag op hom geblaas, en daar's geen plek vir hom om in sy sondige toestand te gaan nie. Maar daar is een wat met die golwe kan praat, en elke vuil asem van Satan kalmeer en terugblaas. En aan hierdie persoon bekend kan maak dat die liefde van God vir Jesus so gedwing het, dat hy na die aarde toe gekom het om te sterf, om hom of haar te red. Mag hulle dit vanaand ontvang, Here. Mag die siekes eendragtig in U glo. Mag die blindes die dowes hoor, die stommes praat, die krepels loop,
en God verheerlik word. Bless these ministering brethren sitting here, Lord, who's ministered for years. Sien hierdie prediker broers wat hier sit, Here, wat vir jare gedien het vir hierdie einste doel. Die pad uitgekap, die keistene gelê en dit geplavei het. Now may the Holy Spirit walk down this road confirming that what they have promised the people through the Nou mag die Heilige Gees in hierdie pad afstap en bevestig dat wat hulle die mense beloof het deur die woord, mag dit aan ons bevestig word. Want ons vra dit in Jesus naam. Amen. We are going this week, if the Lord permitting. Ons gaan hierdie week as die Here toelaat. Ek verwag waarlik 'n onmiddellike groot verandering in my bediening. Totdat dit kom, dit een keer gebeur het. Totdat dit kom, sal ek by my gewone bediening bly. Maar as dit net hierdie week sal plaasvind, sal daar 'n skudding deur hierdie land wees. Ek beloof julle waarvan julle nog nooit gedroom het nie. En die groot vrygekoopte kerk van God sal vorentoe beweeg. Onthou, ek sê dit, so spreek die Here, as dit nou net sal gebeur. Toe ek die bediening gehad het om net die persoon se hande te neem en my gedagtes stil te hou totdat hy gespreek het. Dit was by Queen City in Regina, Saskatchewan. Een aand toe 'n man oor die platform geloop het en die Heilige Gees beloof het dat hy die geheim van die hart sou openbaar. Hoeveel het my geken toe ek my eerste bediening hier deur die Weskus gehad het? Hoeveel van dieselfdes sal julle hande opsteek en sê wat julle my hoor sê het, dat die Heilige Gees vir my gesê het dat dit sou gebeur, dat as ek opreg is, nie geldgierig sal wees nie en nie wees een of ander groot persoon probeer wees nie, maar nederig wees en klein en gering bly, dat hy vir my die gawe sou gee om die geheim van die hart te ken. Hoeveel weet dat ek gesê het dit sou gebeur? Nou dit het gebeur, nou het my beloof, bly nederig en ek sal die uitermate oorvloedige doen. En dis net nou gereed om plaas te vind, so dit mag enige tyd gebeur. Ons gaan vanaand 'n gebedsry roep en ek glo Billy het vir my te sê dat hy 'n paar gebedskaartjies uitgegee het. Ons sal hierdie elke aand uitdeel totdat ons iets gebeur. Moenie 'n aand mis nie, bly daarby. As jy nie 'n Christen is nie, wees 'n Christen vanaand. As jy nie die Heilige Gees het nie, ontvang dit vanaand sodat jy kan aansluit by ons. Jy het nie veel langer om te werk nie. Ons kan nie hierdie rye inroep van wat ons onderskeiding noem nie. Hoeveel hier binne het nie gebedskaart nie? Laat ons julle hande sien en julle is siek. Julle het nie gebedskaartjies nie, maar julle is siek. Steek julle hande op oral in die gebou. Goed, julle het nie enige gebedskaartjie nodig nie. Julle sien, julle onthou in hierdie boodskap vanaand, ek dink nie ek het dit ingekry nie, maar waar die vrou die soem van sy kleed aangeraak het, nadat hy die oewer aan die ander kant bereik het. Sy het sy kleed aangeraak en hy het omgedraai en gesê, wie het my aangeraak? En hy het rondgekyk en daar, almal het hom aangeraak, maar hy het gesê, ek merk dat ek swak geword het, deeg wat krag beteken, het van my uitgegaan. En hy het oor die gehoor gekyk, totdat hy die vrouwtjie gevind en haar probleem in haar geopenbaar en vir haar gesê het, haar geloof het haar gered. Nou daar dieselfde Jesus is dieselfde een. Die Gees wat in hierdie Pinksterbeweging is of hierdie laaste dae beweging, as dit nie dieselfde werke doen wat hy gedoen het nie, dan is dit nie die Gees van Christus nie. As hierdie manne en dinge net bluf en sê dis opgewondenheid omdat hulle bly raak en praat in tale en so voort, as dit net 'n bluf is dit al wat dit sal wees. Maar as dit die Gees van Christus is, sal hy homself manifesteer en homself bewys dat hy die Christus van die Nuwe Testament is. Ons sal nie te veel op een slag kan roep nie, so ek glo hy het gesê het begin by gebedskaartjie A, 1 tot A50 of 100, ek onthou nie, maar in elk geval. Kom ons begin met die eerste kaart, gebedskaartjie nommer 1. As jy op jou voete kan staan, kom oor na hierdie kant toe, die meneer daar. Nommer 2, as jy op jou voete kan staan, gebedskaartjie nommer 2. Ek glo dit was A nommer 2, net hier oor kan as dit die dame is. Nommer 3, nommer 4, dis reg.
called by the church or so forth, they are Geroep deur die kerk of so voort, hulle is deur God uitverkies. apostles, Apostels, tweede profete, derde, ek mag hierdie nie net 'n reg in volgorde hê nie. third, I think, is teachers and evangelists and pastors. Derde dink ek is leraars en evangeliste en pastore. 5 geestelike ampte in die kerk om die kerk in orde te plaas. Apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors. Apostels, profete, leraars, evangeliste, pastore, hulle word ampte genoem deur God. Dan in die plaaslike gemeente is daar 9 geestelike gawes wat onder die mense werk. Now, in these offices and places, in the offices you hear from Nou in the hierdie apostle, ampte en plekke in die ampte hoor jy van die his apostel sy ministry. bediening. You hear from the prophet, his ministry, from the evangelist. Jy hoor van die profeet sy bediening, van die evangeliste, van die leraar, van die pastoor. Elkeen het 'n aparte bediening en hulle bedienings is van God. God het hulle in die kerk geplaas vir hierdie doel. Dan kom God af in die vorm van die Heilige Gees onder sy gemeente, praat in tale, ander een gee uitleg en vir 'n sekere persoon 'n ding te sê om te doen en dit gebeur so. Miskien sou dit een of ander tyd wees wanneer daar 'n behoefte was. Dan is daar gawes van wysheid, kennis, uitleg, allerlei soorte gawes wat in die kerk ingaan. Maar die eerste manier en dit alles moet eers kom deur die woord, die woord. Now, if I could heal this line of people or these people out here, I would certainly do it. But I can't. Nou as ek hierdie ry mense kon genees of hierdie mense hier buite, sou ek dit beslis doen, maar ek kan nie. Maar omdat die rede waarom ek nie kon nie, is omdat hulle al reeds genees is. They have been healed. Hulle is genees van dat Jesus gesterf het vir hulle genesing. Nou die enigste ding wat ons deur hierdie ampte kan doen, is om Christus aan julle te betuig. Dat julle sal sien dat hy in sy woord is, sy belofte hou, en dan deur jou eie geloof aanvaar jy Jesus as jou geneeser en jy word genees. Dis hoe dit werk. Is dit reg, broers? Ek glo elke persoon sal daarvan getuig. Hierdie manne wat die evangelie verkondig, julle glo dit, aanvaar dit. Dis net so goed soos enige. Dis die beste. Of leraar, 'n pastoor, evangelis, apostel, profeet, wat dit ook al mag wees, dis alles die werking van die Heilige Gees onder sy mense. Ek is nie veel van 'n prediker nie, ek het nie enige geleerdheid nie. Ek kan nie hulle plek inneem nie, hulle is leraars, pastore en so voort. Maar die Here het my 'n gawe van onderskeiding gegee, 'n gawe van profesie wat min of meer was van dat ek 'n klein seentjie was. En my gestuur in plaas van my kennis van die Bybel te hê. Dis waarom ek nie doktrine onder julle preek nie. Ek mag dalk nie genoeg daarvan weet nie. Ek weet ek is gered, ek kan julle vertel hoe ek is gered is. Vra dan julle pastoor die res daarvan. En ek weet dat hy genees en ek weet hy vul met die Heilige Gees. Ek het al daardie dinge gesien. En dis wat ek julle opreg kan sê. Dis die waarheid. En as jy soveel kry, dan sal jou pastoor jou van daar af neem. Nou, hier staan mense in hierdie gebedsreis. So ver ek weet, is hulle elkeen vreemdelinge vir my. Veel in hierdie gebou wat weet dat ek jou nie ken nie, of niks van jou af weet nie. Soos jou probleme, siektes of wat nog, steek jou hande op, oral oor die gebou, oral. Ek reken dis net omtrent 100%. Wel, dan ken ek jou nie. Nou, wat is 'n wonderwerk? 'n Wonderwerk, dis iets wat nie uitgedink kan word nie. Is dit reg? Dit's iets wat ons nie kan uitdink nie, wetenskap dit nie kan bewys nie. So dan is Jesus Christus oor wie ons vanaand gepreek het, die apostels in die skip wat praat van wat hy gedoen het, en hy het sy kerk beloof dat hierdie tekens sou voortgaan met die kerk totdat hy weer kom, dan as hy in sy kerk is. En ons verteenwoordig waarlik sy kerk as 'n aantal denominasies, maar sy kerk. Dan sal hy vanaand onder ons optree, soos hy toegedoen het. Is dit reg? Ek het nog nooit gehad dat hy enige denominasie by my bevraagteken nie.
Hy sal vir julle sê van watter denominasie hulle is en so voort, maar hy sê nooit hulle is verkeerd of hulle is reg nie. Het jy dit al ooit gehoor? Nog nooit? Nee. Jy's 'n gelowige. As jy gelowige is jy gelowige. As jy nie 'n gelowige is nie, is jy net nie 'n gelowige nie. So that's what God requests, is whether you are a believer or not. Dit is wat God vra, is of jy 'n gelowige is of nie, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Nou gaan ons hierdie gebedsry nader bring. Ek dink elkeen van hulle het hulle hande opgesteek dat hulle vreemdelinge was. Nou as die Heilige Gees deur hierdie mense sal werk en julle daar buite wat nie julle gebedskaartjies het nie, of wat ook al, en sal hier openbaar net soos van die apostels gepraat het in ons preek vanaand, hoeveel sal hom glo en hom aanvaar en sê dat dit die waarheid is en gaan in geloof? Laat ons julle harte teenoor God sien. Die Here seën julle. Vader, nou gee ons hierdie diens in die hande. Daar's nie 'n mens op die aardbodem nie, Here, nie een van ons kan dit doen nie. Dit sal U wees. Soos ons gesê het dat die profete van oud so gesalf was onder daardie versoening, dat hulle visioene gesien het, en Jesus self gesê het, dis nie ek wat die werke doen nie, dis my Vader wat in my woon. Ek doen dit altyd wat hom behaag. Voorwaar ek sê vir hulle, ek kan niks uit myself doen nie, maar wat ek die Vader sien doen, dit doen die Seun ook net so. Laat dit vanaand wees, Here, dat hulle sal sien dat die werke van God gemanifesteer word deur sy kerk. En mag ons onsself onderwerp en so toegewy wees aan U, dat ons geeste sal uitroep en die woorde spreek wat U wil hê ons moet spreek. Ons vra dit tot die eer, en mag elke sonder elke ongelowige gered word vanaand en toegewy word aan U as gevolg daarvan. Elke siek persoon genees word in Jesus naam. Amen. Goed, waar julle ook al wil sit, broers, dis alles reg, julle wil opkom. Ek wil hê julle moet net so eerbiedig wees as wat julle kan. Bly baie stil, luister en wy net jouself toe aan God. Nou, onthou net dit, as die Heilige Gees hiernatoe sal kom en hierdie dinge doen, dan wil julle gereed wees om dit te ontvang. Is dit reg? Is dit julle harte? Is dit wat julle wil hê? Wil jy Christus in jou lewe hê? Dan leer die eenvoudige woord ons hoe om dit te doen. Glo dit, aanvaar dit, dan sal dit so wees. Nou, enige iemand hier sou weet dat daar geen krag in 'n man is wat in staat sou wees om op hierdie man te doen waarvan ek vanaand gelees het in die woord, tensy God self sou kom en dit doen nie. Nou moenie die les vergeet soos ons voortgaan nie. Die disippels het vergeet, die Bybel het gesê hulle harte was verhard en hulle het vergeet van die vis en die brood. Nou as jy behoeftig is, moenie die preek vergeet nie. Onthou, hy bly Christus, vanaand soos hy toe was. Nou in ons boodskap vanaand het ons die apostel Petrus gevind, soos ons hom nou ken wat Simon genoem was. Petrus genoem is, klein rotsie deur Jesus, wat 'n man ontmoet, hom en met hom gepraat en hom vertel het van sy toestande. Vir hom sy naam vertel het en sovoorts, en hy het in hom geglo, is dit reg? Het vir die vrou by die put haar sondes vertel, in hom geglo. En vertel van die verskillende dinge, daardie die siekte wat die mens gehad het en hulle is gesond gemaak deur hulle geloof. Is dit reg? Omdat Jesus vir hulle gesê het. En net op die laaste, sy disippels, uiteindelik is hulle oë oopgemaak en hulle het gesê, kyk, nou glo ons dat U alles weet. En nou hierdeur glo ons dat U hy is. Jesus het gesê, glo julle nou? Sien, na al daardie tyd van wandel saam met hom en dinge,
dit was weerhou. I believe you raised your hand. Ek glo jy het jou hand opgesteek, meneer, dat ons vreemdelinge is vir mekaar. Ja, meneer, ons is. Goed, nou hierdie man wat hier staan is 'n vreemdeling vir my en ek is 'n vreemdeling vir hom. Ons het nog nooit in ons lewens ontmoet nie. Hierdie is ons eerste keer. Only thing, Enigste ding, iemand Jean, Leo, Billy of een van hulle het vir hom 'n gebedskaart gegee, sy nommer is geroep en hy is hier op die platform. now, I don't know what he's here for. I have no more idea than a perfect stranger does. Nou, ek weet nie waarvoor hy hier is nie. Ek het so min van 'n idee as wat 'n volmaakte vreemdeling het. Ek weet nie. God weet We all wel. admit that Ons God erken does dit almal dat God wel weet. And then if God will, if I En dan can as God sal, surrender as ek myself to net God genoeg kan now, to oorgee let aan him God speak om to hom te this laat man, praat met hierdie man through deur me, my, it'll be sal like dit soos the dieselfde same gees spirit. wees. Dit It was nie wasn't Dawid toe hy David uitgeroep het, when he my cried, God, "My waarom God, het why U my hast thou verlaat forsaken me?" nie? It was Christ crying through David, Dit "Why was hast thou Christus wat forsaken me?" deur Dawid geroep het, waarom het U my verlaat? Verstaan julle dit? Now, how many in here Hoeveel that's hier never binne wat been nog in nooit one of the tevore in meetings een before, van die would you raise dienste your was hand? nie, Never sal been julle in julle one. hande opsteek. Many hands. Was nog nooit The Lord tevore in bless die you. diens nie. Baie hande. I'm trusting that Die Here this will seën be julle. Ek convincing vertrou to you. dat dit julle sal oortuig. And if you're here for your En as jy first hier time is vir u and eerste have a keer need en 'n of behoefte God, aan do God like het, the maak woman soos die did. vrou het Say, sy het deur die She went to the skare crowd and gegaan touched en die the soem border of van his sy kleed garment. aangeraak. Now you can touch his garment tonight. Nou julle kan sy kleed believe that? aanraak vanaand. Glo julle dit? You can touch his Julle garment kan sy because kleed he is a aanraak want hy high is 'n priest hoë right priester now. net nou wat aangeraak be kan touched word by deur the die feeling gevoel of our van infirmities. ons Is that swakhede. Is dit reg? Well, then Wel if dan, he's as the hy die high hoë priest, priester the is, dieselfde same high hoë priest, priester, sou hy he'd op act dieselfde the same manier way he optree did when as he wat was hy here on earth. het If toe he's hy the hier same op aarde was, yesterday, as hy today, and dieselfde forever. is Is that gister right? vandag en tot He'd in act the same ewigheid. way. Is dit So reg? you without Hy sou op the dieselfde prayer manier part, optree. look So this way julle and sonder believe with all your gebedskaart, heart. kyk hiernatoe en glo met julle hele hart. Now, sir, just to talk to you. Nou meneer, net om met jou te praat. Ek het jou nog nooit ontmoet nie, ken jou nie, maar die Here Jesus ken albei van ons. And we're here for a purpose. En ons is hier met 'n doel om Christus na ons toe te probeer bring, saam. If I could do anything for you and As ek enigiets vir jou kon doen en dit nie sou doen nie, sou ek 'n wrede man wees. Maar as ek enigiets kon doen en dit nie sou doen nie, sou ek wreed wees. Maar as ek kon, sou ek. En die enigste ding wat ek kan doen is deur 'n goddelike gawe myself net aan hom onderwerp en kyk wat hy vir jou sal sê. Then it's his goodness working through me, just as his servant, that he called me for that purpose. Dan is dit sy goedheid wat deur my werk, net as sy dienskneg, dat hy my geroep het vir daardie doel. A man is shadowed for death. He's got a cancer. Die man is geskade You know that. tot die dood. Jy het 'n kanker. Cancer's in the lungs. Jy weet dit. That's right. Kanker is in die longe. Dis reg. Just a little while, unless God helps, Net 'n klein tydjie, that'll be it. tensy God help, sal dit wees. Now, that he is good, by me Nou knowing dat hy that, goed is, that he has deur my told wat me dit that, weet, dat hy dit vir my makes his gesê het, word true, doesn't it? maak sy woord It waar, does make nie his waar nie. word true. Dit is, maak sy woord waar. I want to ask you something. Ek wil jou iets vra. Will you accept Sal him jy as hom your aanvaar personal as jou Savior now? persoonlike verlosser nou? You're a Jy's 'n sinner. sondaar. En jy het hom nodig as jou verlosser want 'n groter duisternis as daardie kanker hang oor jou. And I want to get that shadow away from us. Ek wil daardie Accept him skaduwee as your van Savior jou now? af wegkry. As your Savior, raise your hand. Aanvaar jy hom nou as jou verlosser, as jou verlosser? Steek jou hand op na hom as jy hom sal You come from aanvaar. Sacramento here. Jy het van Sacramento af hiernatoe gekom. Dis reg, is dit nie? You believe God knows who you are? Glo jy God weet wie jy is? Meneer Keith, gaan nou terug huis toe en word gesond. Jy's gered van jou dood en sonde. God wees met jou, my broer. You believe on the Lord? Now don't let that pass you by. Just breathe upon Him. Lord, send to me your Glo jy in die Here, nou moet nie dat dit jou verbygaan. Blaas net op hom. Here, stuur my u goedheid. Laat my by u wees, Here. Jesus red en Jesus genees. You believe it?
Now don't let the message in Hoor the jy little dit? boat get away Nou from moenie you. Now dat die don't let your boodskap heart in die get skytjie hardened. nou van jou af weggaan nie. Moenie dat jou hart verhard word nie. Goed, All right, lady. The goed dame. woman who came Die to our Lord. daar was 'n vrou wat na ons Here toe gekom het en hy het 'n rukkie met haar gepraat en gevind waar haar probleme was. And if you En as jy na hom toe geloop het vanaand, as hy hier op aarde was in 'n liggaam van vlees, en jy het na hom toe geloop en jy het 'n rukkie met hom gepraat, sou hy net jou probleme ken. just as he knowed her troubles. And he'd Net be able soos to hy tell haar you probleme your geken troubles. het en hy in staat sou wees om jou probleme te vertel. Maar as jy siek is, kan hy jou nie genees tensy jy dit geglo het nie. Dit sou 'n teken wees dat hy daar was. Nou hy het gesê 'n klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie, maar julle sal my sien. Now, how will Nou he hoe express sal hy dit I'll uitdruk? be with Ek sal you met in julle you. wees in julle. Now, Nou as ek if hom I waarlik truly verteenwoordig het represent met by sy word, woorde, dan sal hy then bevestig you'll dat wat ek sanction gesê het what I reg said to was. be right. Dan sal hy Then jou he'll tell jou you your probleme troubles. vertel. Gebruik Just net use my my lippe. lips. That's all it is. Not me, it'd have to be him. Dis al wat dit Because I is. don't know Dis nie ek nie. Dit sou hy moes wees, want ek ken jou nie. you. You are very extremely nervous. And then Jy is regtig verskriklik his senuweeagtig. examination shows En that dan you've deur die got a ondersoek kidney wys trouble. dat jy 'n nierprobleem het. And you got trouble with the bladder also. That's En jy het ook probleme met die blaas. Dis waar. I Ek sien two 2 sick siek children kinders up here. verskyn. Jy bid vir hulle, jy bid al vir 'n geruime tyd vir hulle. As Jesus my stem sal neem en die probleme van daardie kinders sal verklaar, sal jy hom glo vir hulle genesing? Een van hulle is anemiese en die ander een het iets verkeerd met die oë. Dit het 'n operasie vir daardie oë gehad en dit is nou geskeduleer vir nog 'n operasie vir daardie oë. Glo jy? Gaan dan en ontvang jou genesing vir jou en jou kinders in die naam van die Here Jesus. Just have faith. Just open your hearts now in worship and believe Him and receive Hê Him. net geloof. Maak nou net julle harte oop in aanbidding en glo hom en ontvang hom. How do you do? Aangename kennis. You have a bowel trouble that's bothering you. Jy het 'n darmprobleem wat jou pla. And there's something very strange about you. En daar's iets Because baie I see vreemd you aan jou, Another time. want ek sien jou op 'n ander tyd. It was in Dit my was prayer in my life. gebedsry And you en were jy shattered was to tot die death dood geskade by met leukemia. leukemie And God en healed God you. het jou genees. Mrs. White, Amen. Thank you. return home and your bowel trouble Thank is, you, Jesus. is healed. God bless you. God bless you, sister. Mevrou White, gaan terug huis toe en jou darmprobleem is genees. God seën jou suster. How do you do? Aangename kennis. Die Here Jesus is so genadig teenoor ons en ons aanbid hom en sy groot gees is hier. Now there is an older person coming before me from this one. It's her Nou mother. daar is 'n ouer persoon wat voor my kom van hierdie. Dis haar moeder en sy staan hier vir haar moeder. En haar moeder het gelei aan 'n verlamming, dis arthritis. En behalwe dit het sy 'n beroerte gehad en sy is ongered. Daar's 'n swart gees oor haar. En sy woon in Tennessee, dis waar. En jy staan hier vir haar, gaan glo en sy sal gered word. In the name of the Lord Jesus, believe it. In die naam van die Here Jesus, glo. Remember the message. Open your hearts. Onthou die boodskap, maak julle harte oop, ontvang hom in julle skytjie terwyl jy oor die lewe se gevaarlike see seil. Do you want him in your little boat tonight to settle the troubles? Don't be afraid of him. Just Wil julle believe hom him. in julle skytjie hê vanaand om die probleme op te los? Moenie bang wees vir hom nie. Glo hom net. How do you do? Aangename kennis. I really think it's enough they believe right now. Ek dink dis regtig genoeg. Hulle glo net nou. Hulle word net oral daar buite geneem. For instance, this woman here, Byvoorbeeld, hierdie vrou hier, daar's een of ander verband met hierdie vrou you were hier even happy wat daar because sit. she was called. Jy was selfs bly omdat sy genoem is. Dis reg. Well, you thought you'd get in some other time, but you don't have to.
Wel, jy het gedink jy sou 'n ander tyd inkom, maar jy hoef nie. Daardie maagseer gaan van jou af, glo die breek. Glo met jou hele hart, jy kan huis toe gaan en gesond wees. What did she touch? Who did she touch? The high priest. The living Jesus. Wat het sy aangeraak? Wie het sy aangeraak? Die hoëpriester, die lewende Jesus. This sister has been in trouble. Die suster was in die moeilikheid, diep in die moeilikheid. Operasie, Cancer. doodsoperasie, kanker. And it's left you in a En dit het jou in 'n gebroke toestand gelaat, so senuweeagtig en slaaploos en jou oë pla jou, en komplikasies. You're from Florida. A real warm. Jy is van Florida, 'n baie warm streek. Ruth gaan terug na Florida en word gesond gemaak in die naam van die Here Jesus. Do you believe with all your hearts? Julle met julle hele harte, Can't believe. as julle kan glo. Now, do you believe the back trouble left you when you come up on the platform? All right, to go right on off and saying, thank the Lord, and believe with all your heart, and be made well. Nou glo jy die rugprobleem het jou verlaat toe jy op die platform gekom het? Goed, gaan dan net reguit af en sê dank die Here. En glo met jou hele hart en word gesond gemaak. What you beat your hands for? Waarvoor slaan jy jou hande saam? Het jy hom lief? Dan het daardie prostaatprobleem jou verlaat, broer. Staan op jou voete en prys God. Rugnierprobleem het jou ook verlaat, suster. Gaan op jou pad, blymoedig sê, dank U Here. Wees gesond. Oh, now you're believing. Now the Holy Spirit. Nou is die, nou glo julle. Nou die Heilige Gees is. Ladies' trouble, female trouble. Believe with all your heart. Go and be well in the name of the Lord Jesus. Dames probleem, vroulike probleem. Glo met u hele hart, gaan en word gesond in die naam van die Here Jesus. Die Here genees diabetes en maak hulle gesond. Glo jy dit? Gaan. Glo met u hele hart en wees gesond in die naam van die Here Jesus. He also heals stomach trouble. Genees ook maagprobleme. Gaan eet, wees gesond. Glo in die Here Jesus Christus met u hele hart. He also heals heart Genees ook trouble. hartprobleme. Gaan net op jou pad en sê dankie Here Jesus. He heals that skin Hy disease genees sitting daardie there for you, velsiekte too. wat daar sit vir jou ook as jy dit glo. Daardie groot gesette man wat daar sit en bid, sy geliefde het vir hom gebid. Glo jy dit, broer? Steek jou hande op en ontvang hom. Gaan, word gesond. You believe out in the audience? All of you believe? Oh, this is the time. Glo julle buite in die gehoor? Holy Spirit. Glo julle almal? O, What hierdie can is die happen tyd. right now? Die Heilige Gees. Wat kan dit nou gebeur? All right. Goed. Here there's a throb coming from the audience from this boy. Hier, daar se geklop wat uit die gehoor kom van hierdie seun af. Ek ken jou nie, seun, God ken jou wel. You're here for Jy's hier vir asmatiese hoes. Dis reg, dis waar. Jy het hier na toe gekom van Arizona. Dis reg, pappa en mamma wat daar buite sit. Hulle was teleurgestel omdat hulle nie hulle gebed gekry het nie. Hulle het 'n gebedskar gekry, maar dit is nie geroep nie. As God my hier kan sê wat die probleem is met mamma en pappa, jy jou hande op hulle sal gaan lê, sal hulle gesond word. Mamma het probleme aan haar nek, pappa het 'n breek. Gaan lê jou hande op hulle seun in die naam van die Here Jesus. Glo julle met julle hele hart. As julle glo, staan op julle voete net nou, elkeen van julle. Hier, julle in die gebedsry, doen dieselfde ding hier. Elkeen van julle, net nou is die tyd. Go lay your hands on them, Dan honey. lê jou hande op hulle skat sodat hulle gesond sal word. Lê julle hande op mekaar. Lord Jesus, I pray now. Here Jesus, ek bid nou ernstig, eerbiediglik in die naam van Jesus Christus. That you'll heal every sick person that's here. U elke siek persoon wat hier is sal genees. Laat die krag van God wat Jesus opgewek het, wat hy reg na ons kykie ingestap het vanaand, Still the waves. Drove die away golwe the stil foul gemaak winds het, die of vuil sickness asem that van says Satan that he is verdryf not het, the wat same. sê dat hy He nie is the dieselfde same. is nie. The Hy same is in dieselfde, principle, dieselfde in the same in beginsel, power, dieselfde in the krag, same in dieselfde in glory, heerlikheid, the same in dieselfde in all, alles, the dieselfde same Jesus. I pray this prayer of faith Ek for bid this hierdie audience, gebed van for geloof their vir hierdie healing, gehoor vir in hulle the name of genesing in die Jesus naam Christ, van the Jesus Son of Christus, God.
die Seun van God. Want julle wat julle genesing aanvaar, steek julle hande op. Nou julle in die ry hier, kan julle dit so aanvaar? Kan julle dit aanvaar op daardie basis? Reg in die ry af, steek julle hande op. Nou ek wil hê elke sonder wat nie hier binne is, wat nie gebore is uit die Gees van God nie, kom hier net 'n oomblik en staan hier en laat ons net 'n oomblik vir julle bid. Elke persoon hier binne wat nie 'n Christen is nie, sal jy na vore kom in die teenwoordigheid van God in. Sal jy hiernatoe kom en jou lewe oorgee aan ons Here Jesus. Ek sal julle dit beloof, julle sal nooit nader aan hom wees totdat julle hom van aangesig tot aangesig ontmoet nie, want hierdie is sy Gees. God seën hierdie twee mans wat nou kom, hierdie ander wat hiernatoe kom. God seën julle terwyl hulle net 'n oomblik reg hiernatoe loop. Kom en hoor, kom en glo in die Here. In sy teenwoordigheid loop nou hiernatoe, julle wat Christus nog nooit aanvaar het nie en julle wil hom as julle persoonlike verlosser hê. Julle wil 'n ondervinding hê, julle wil weet dat julle gered is, kom nou af. Sal julle nie kom nie, ek nooi julle uit in die teenwoordigheid van God deur die roeping van die Heilige Gees wat net nou vir my gesê het, maak nou jou altaar oproep aan daar sommige wat ek roep. As ek sy diensknegt is, as my Gees syne is wat spreek, dan is dit nog steeds sy Gees wat na julle roep, julle hiernatoe bring. Is daar meer hier binne wat graag wil kom op hierdie tyd? Is daar nog een wat graag wil kom en hier terwyl ons vir julle kan bid? Is daar sommige hier wat nie gevul is met die Heilige Gees nie, wat graag wil kom en staan aan hierdie kant van my hier oorkant net 'n oomblik? Dankie. God seën jou. Sou daar nog een wees wat graag die Heilige Gees net nou wil ontvang? Sien, kom en staan net hier. En as jy nie 'n Christen is nie en gered wil word, kom en staan net hier. Goed. Julle wat die Heilige Gees hier oorkant by die klavier wil hê, julle wat Christus as julle verlosser wil hê, staan net hier, reg hierbo. Hierdie is, staan net hier. Julle is reg broers, net hier. Goed. Was jy vir verlossing vir jou siel, broer? Goed, staan net hier meneer, net hier, dis reg. Nou diegene wat verlossing soek vir hulle siel, kom staan net hier voor my. Hulle wat soek na die doop van die Heilige Gees, kom staan net hier, net 'n oomblik. Want ek praat in die naam van Jesus Christus wat sy woord bevestig het. Hy is hier by julle. Dis die, hoeveel glo dat die Gees wat in ons midde is vanaand, die Gees is. Wat in Christus Jesus was, wat in Galilea gewandel, wat opgeneem is in Jesus self, die liggaam Jesus, die tabernakel van God, by God is op die troon, aan sy regterhand. Hoeveel glo dit? Jesus die man is aan die regterhand, maar die Heilige Gees is hier in ons deur sy dood, wat ons heilig, dat hy sy wil deur sy kerk kan doen. Glo jy dit, dan is dit sy Heilige Gees wat dieselfde dinge doen wat hy sou doen as hy hier gestaan het in persoon. Sy genade het sy kerk geheilig en ons hierby gebring. Sal julle kom? Net een lied sal jy, suster, een lied, een vers van 'n lied amper oorreed. Sal jy vir ons 'n akkoord daarvoor gee en ek wil graag weer van. Sal julle nou kom sonder oorreding? Terwyl een vers alleen? As jy sonder is, kom staan hier voor my. As jy die Heilige Gees soek, kom staan net hier. Terwyl ons hier die vers sal sing, sal jy nou kom? Almost persuaded now. See what the Holy Spirit did? Come right up. Sien wat die Heilige Gees gedoen het, kom reguit op en doen het. Wat kan hy nog doen? Wat meer kan hy oorreed? Sal jy nie kom nie sonder vriend? Sal jy nie kom nie, jy wat so lank na die Heilige Gees gesoek het? Won't you move out now? Now. Sal jy nou uitbeweeg nie? God bless you, young lady. Go. Sien jy, jong dame? Could you turn him away? Julle hom weer. Some more convenient. Wil jy dag, hoe kan jy 'n meer geleë kry?
What if you would find your convenient day? Wat as jy jou geleë dag sou vind en hy sou nie daar wees nie? Hy is nou hier. Waarom nie hierdie jou geleë tyd wees nie? Nou hierdie is die uur van verlossing, hierdie is die tyd om hom te ontvang. Hierdie is die tyd om gevul te word met die Heilige Gees, terwyl die Heilige Gees hier teenwoordig is, onfeilbare bewys van sy woord dat hy lewe. En omdat hy lewe, wil hy hê julle moet ook lewe. Men and women who are standing here now as penitent, Mans en vrou wat nou hier staan met berou, Jesus het gesê, hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerp nie. En hy het gesê, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eers trek nie. Sien julle wat vanaand gebeur het? Die groot Vader God van die hemel het met sy deurligtige teenwoordigheid ons geseën en ons gesalf en homself lewendig onder ons getoon. Hy het met julle gepraat as individue en julle hiernatoe gebring dat julle gered mag word en in hom glo dat hy vir julle kan doen wat niks anders kon doen nie. Julle kan red en julle na die hiernamaals toe neem. En julle sou lewe deur die ewige eeue wat sal kom. Julle het ewige lewe. Geseënd is daardie persoon wat die stem van God hoor en daarop ag gee. En aan julle hier wat hom as julle verlosser ontvang het en julle wil gevul word met hierdie krag van sy teenwoordigheid, dat hy deur julle mag spreek en werk om ander te red. Dis waarvoor die Heilige Gees is. Is om deur julle te werk vir die verlossing van ander, om die kerk te stig. Die belofte was aan julle. Petrus het gesê op die Pinksterdag, bekeer julle en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van julle sondes. Dis wat julle gedoen het, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here onze God sal roep. Die belofte kom ons toe en nou kom die belofte julle toe. Dit moet wees. Ek kan ons prediker broers vra of hulle self reg rondom hierdie berouvolle mense hieronder sal neem. As julle sal reg van die platform af reg af, terwyl die res van julle in die gebou bly en net sit vir 'n paar oomblikke. Nou net of het julle kamers vir hulle? Beter, die kamers vir diegene aan hierdie kant. Ek's jammer, ek het dit vergeet. Gaan julle.